Ons sien hierdie kruis hier voor en dis 'n deel van elke Sondag. Maar hierdie kruis vertel 'n storie. 'n Persoon wat sy lewe afgelê het vir jou en vir my. Wat gekom het om 'n stikkende verhouding wat gebreek was te kom herstel. 'n Geleentheid om voor die almagtige God te kan staan en nie nodig te hê dat daar eers 'n offer moes bring nie. Want Jesus was die lam wat vir ons geoffer is. En Here, ons wil vandag vir U sê dankie vir die dierprys wat U vir ons kom betaal het. U lewe wat U vir ons kom gee het. En Here, my gebed is dat ons nie roekeloos sal leef nie. Maar Here sal besef dat U 'n dierprys vir ons betaal. Wat 'n voorreg om U kind te mag wees. Die voorreg om te kan weet, Here, U het ons lief. En daarvoor wil ons U eer. En Here, wanneer ons die woord oopmaak, mag dit nie net nog 'n woord wees nie. My begeerte is dat dit ons lewens sal verander. Ons persepsies sal verander. Ons houdings sal verander. Dit wat ons praat, Here, dat dit sal verander word, soos wat U graag wil hê, ons moet wees en ons moet leef. Daarom rig ons gedagtes op dit wat vanmôre hier gebeur, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek mag U se plekke neem. As jy jou Bybel by jou het, kan jy solank oopmaak by Micha hoofstuk 6. Micha hoofstuk 6. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Nou, die dominee of pastoor is toe nou beroep na 'n gemeente toe en hy het toe nou sy intreepreek gepreek. En almal was baie opgewonde geweest, want dit was 'n goeie boodskap geweest en die kerk het altyd uitgestap en gesê ons het die regte ou gekry vir hierdie werk. En die week het begin en almal was opgewonde en Sondag het gekom en die dominee het weer op die kansel geklim en hy het weer gepreek en raai wat preek hy toe? Hy preek toe dieselfde preek as wat hy die vorige Sondag gepreek het. En ouens het maar so 'n bietjie die oogwimpers gelig van verstaan nie nou lekker nie, maar dit gelos en mag gewag vir die derde week. Die derde week het gekom en raai wat gebeur, hier preek hy weer presies dieselfde preek. En toe die oomies begin 'n môre hier in die onderkant gesê, maar hoe hierdie kan nie gebeur nie. En dan het gesê, hulle gaan nog een kans gee. En toe hy nou daar weer op die kansel klim, wragties, toe preek hy weer dieselfde preek. En toe is daai broers rooi warm. En hy was nog nie so af van die kanse gewees het, te sê hulle in die konsistorie in die bidkamer, ons sal met jou 'n gesprek moet hê. En dan sê toe vir hom, ja, hoe werk dit? 4-5 weke preek jy dieselfde preek. En toe sê hy, dit is inderdaad so, ek gaan hom preek totdat ek sien daar is verandering. Nou jy kan ook nou wonder by jouself, as jy nou na hierdie boodskap vanmôre luister, en jy luister na my laaste preek, dan gaan jy sê, maar Marius, dis amper half dieselfde boodskap. Wil ek vir jou sê, jy is inderdaad reg, dan sê dit maar vir die kerkraad, as hulle nie hier is nie, want ek dink dis iets wat ons na moet luister, dis iets wat, ek glo die Here in vandag se tyd vir ons wil sê. En ek het verlede keer het ek oor die profeet Amos gepraat, en Amos is een van die 8 klein profete wat van in die Bybel lees en daar's baie waarhede in hierdie klein profete in die tyd en boodskap waarin hulle is en die boodskap wat hulle gebring het. En so ook in vandag se tyd en vandag wil ek 'n bietjie stil staan by die klein profeet Micha. En ja, Micha het so 20 jaar later is Amos geleef en hy het eintlik dieselfde boodskap gehad, min of meer, as wat Amos gehad het. Nou kom ons lees, Micha 6 van vers 6 tot 8. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan?
my neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalwers, sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie. Moet ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Dubbelpunt, so wat is die verduideliking? Hier kom hy. Wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Net tot sover. Soos 'n tema aan hierdie boodskap moet koppel, en ek dink aan die boodskap van Amos, dan wil ek vandag vir jou sê, die Here soek meer. Dit weer so sê, die Here soek meer van jou en hy soek meer van my. Nou as ons net so vinnig kyk na die historiese agtergrond gewees, hy het so 700 jaar voor Christus opgetree, in die stam van Juda. Hy was meer op die syde gekonsentreerd gewees, waar Amos meer aan die noorde kant was met Israel. En hier is 'n oproep waar die Here sê, jy het nodig om met hierdie volk te praat. Jy het nodig om stil te staan en 'n boodskap te gee wat ek graag wil hê die volk moet hoor. Jy sien, die volk is vir die Here belangrik. Dis sy volk, dis sy kinders. En hy sien dat dinge op die oog af lyk goed, maar hy sien daar's geestelike bankrotskap in die volk. En dis hoekom hy hierdie profeet laat opstaan en sê, maar jy het 'n boodskap, jy het 'n woord wat jy vir hierdie mense moet bring. En die doel daarvan is om mense nader aan hom te kry. Die doel is nie om pak slaag te gee nie, die doel is nie te straf nie, die doel is om hulle nader aan hom te kry. En so ook in vandag se tyd, duisende jare later, het God die begeerte dat jy naby aan hom moet wees. Het hy die begeerte dat jy jou hele lewe en alles wat jy besit en het vir hom oorgee en hom daarmee toevertrou. Die Here stel meer belang as om net Sondag kerk toe te kom. Hy stel meer in jou belang as waar jy net Bybel lees, of waar jy selfs tiendes en offergawes vir die werk van die Here gee, of om selfs in 'n bediening te staan. Jy kan dit alles doen en dit is pragtig en dit is mooi en dit lyk goed. En partykeer lyk dit selfs indrukwekkend, maar as die Here na dit kyk, dan is dit vir hom leeg. Want daar's meer wat hy wil hê. En Jesus sê dit ook in Matteus. Hy sê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Ek wil dit weer vir jou lees. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En dit was die toestand van Juda in Micha se tyd gewees. Ons hoor ook selfs dieselfde boodskap soos ek genoem het, toe ons oor Amos gepraat het. Die kerk is besig, die kerk is aktief, die kerk doen sy ding, maar God kom en hy sê, ek soek meer van julle. Dis meer as net rituele, dis meer as net tradisie, dis meer as net uiterlike godsdiens. Ek soek die essensie, ek soek dit wat saak maak, ek soek die hart wat daar agter is, dis waarin ek belangstel. Maar die volk dink maar, hoe meer brandoffers ons bring, en hoe meer en jonger kalwers ons bring, en ramme bring, en strome olie bring, gaan dit die Here se hart bly maak, en gaan dit vir hulle baie beteken en tel, maar dis nie waarin God belangstel nie. Hy stel nie belang wat in jou hande is nie, hy stel belang in wat gaan in jou hart aan. Hoe klop jou hart?
Jy sien, in jou hart is 'n baie privaat plek, want niemand kan eintlik hier in jou hart inkyk nie, maar God kom en hy kyk dwars deur 'n mens. Hy sien die hart, hy sien die gedagtes, hy sien jou menswees, hy sien wie jy is, hy sien wat is. Hy sien wat is vir jou prioriteit in die lewe. Want dit is van belangriker in wat die hart aan die gang is as die uiterlike. En so het ons dit ook gesien. Toe Samuel vir Dawid gaan salf het almal gedink Elia is die man wat gesalg gaan word. Hy is die sterk ou, hy is die leier, hy is die oudste, hy is die een wat voorloop. En God sê nee, nie oor die uiterlike nie. Dis nie waarin ek dit meet nie. Vir my gaan dit oor die hart, die mens wees. God is nooit beïndruk deur die uiterlike vertoon nie. Hy stel in een ding belang, en dis gehoorsaamheid. Jy sien, ons kan klomp goed navors, ons kan klomp goed doen, ons kan aktief wees, ons kan met mense praat, en ons kan onsself, ons kennis uitbrei, maar op die einde van die dag, kyk die Here na jou, en hy soek gehoorsaamheid. Hy soek optrede. Dit wat ons glo, dit wat ons bely, soek hy die daad. Hy soek die optrede. Dis waarin hy belangstel. Hy stel daarin belang in die manier hoe jy optree as niemand kyk nie. As jy alleen is. Hy stel daarin belang. En daarom wil ek vanmôre sê dat God soek nie net die regte woorde nie. Hy soek opregtheid in jou lewe. Hy soek regverdigheid. Hy wil hê dat reg moet laat geskied. As jy kyk na hierdie uitspraak in die Hebreëse term, is dit letterlik om te beteken om eerlik, billik en mense met waardigheid te behandel. Ek dink dit is die grootste uitdaging vir die kerk van die dag, is dat die kerk van vandag mense sal behandel en sal hanteer soos wat Christus dit wil hê, soos wat hy gedoen het. En in Micha se tyd, dan was die leiers korrup gewees. En ook in dieselfde en almal, die regters het omkoopgeld aanvaar. En God sê, dis nie my manier nie, dis nie hoe ek werk nie. Ons het vandag te doen met oneerlikheid, en of dit oneerlikheid in die besigheid is, of mense wat net oneerlik is, selfs wanneer hulle dalk hulle SARS-dokumente nou moet invul in die tyd wat kom, mense wat dalk skinder, afbreek doen, mense wat met onvergewensgesindheid en bitterheid loop, miskien by die werk waar jy mense onbillik behandel, omdat jy die baas is, omdat jy dit kan doen, miskien om in gebroke en stukkende verhoudings te wees. Ons almal weet wat die oplossings is. Ons almal weet wat die regte dinge is om te doen. Maar ons doen dit nie. En die Here kom en hy sê, maar soos hierdie volk vir wie ek lief is, anders moet optree, moet wees as die heidene van daardie tyd. Het ook die begeerte dat die kerk van vandag anders moet optree as wat ouens wat die Here nie dien nie. Daar moet 'n verskil wees. Daar moet 'n verskil in jou manier van optrede wees. Daar moet 'n verskil wees hoe jy beklei en wat jou bure hoor. Daar moet 'n verskil wees in die manier hoe jy leef as mense wat die Here nie ken nie. Die Here sê tog vir ons, julle moet mekaar lief hê. Julle moet vir mekaar omgee. Want as julle vir mekaar omgee en julle is vir mekaar lief, dan is dit 'n bewys dat julle my kinders is. Jy sien, die Here soek meer as emosie, hy soek liefde. Ek gebruik die woordjie in Hebreëus gesed, wat beteken troue liefde.
Dis 'n verbondsliefde. Gees sê, dit spreek van genade, dit spreek van barmhartigheid. En dis die liefde waarmee God vir jou en vir my liefhet. En al wat hy vra is, doen dieselfde. Al wat hy vra is om ook aan mense genade te bewys. Om ook barmhartig te wees. Jesus kom en hy kom nog verder en hy maak dit nog moeiliker vir ons. En hy sê dat julle moet selfs julle vyande lief hê. Dit is nie moontlik nie. Maar dit is moontlik met die krag en dit is moontlik met die Heilige Gees. Jy sien, maar wanneer God ons verander, begin ons mense anders sien. Wanneer God jou en my verander, begin ons mekaar vergewe. Wanneer hy ons verander, begin ons mekaar dien. En begin ons om aan mekaar barmhartigheid te bewys. En as Christus nie 'n rol in jou lewe speel nie, gaan hierdie nie kom nie. Dit gaan nie plaasvind wees. Dit gaan nie plaasvind nie, maar dit gaan nie vir jou belangrik wees nie. Maar hoe nader jy aan die Here kom en in sy teenwoordigheid beweeg, gaan jy begin agterkom as sy hartklop in jou lewe ook. En vergifnis is vir hom belangrik. Om te dien is vir hom belangrik. Om barmhartigheid te betoon is belangrik. En so lees ek die storie van Corrie ten Boom, wat na die Tweede Wêreldoorlog een van die wagte ontmoet het wat haar familie wreed mishandel het. En hy het sy hand uitgesteek en vir haar gevra, sal jy my asseblief vergewe? En haar eerste reaksie was gewees, nee, ek gaan jou nie vergewe nie. Ek wil jou nie vergewe nie. Maar toe sy met die Here daaroor praat, toe getuig sy, toe verander haar hart. Verander haar gesindheid. Sy sê, en dis bo menslik, want dit gebeur nie. Dis net die Here wat daai liefde in jou hart kan plant. Dis net die Here wat vir jou daardie genade kan gee. En sy aanvaar toe sy vergifnis. Jy sien, die Here soek meer as trots in ons lewens. Hy soek nederigheid. Micha sê, leef bedagsaam. Leef nederig voor die Here. Wat is nederigheid in vandag se tyd? Nederigheid vandag sê, ek besef, ek het God elke dag van my lewe nodig. Trots sê, ek kan. Trots sê, los dit vir my. Trots, neem die eer. Nederigheid, gee die eer aan die Here. Wat 'n beter voorbeeld as Jesus. Jesus wat vanuit die hemel af uit aarde toe kom. Die een wat gedien moet word. Die een aan wie daar eer bewys moet word. En Jesus is die een wat die skottel neem en die lap neem en sy disippels se voete begin was. Hy kom doen dit wat 'n slaaf moet doen. Kom hy en hy kom dien. En is hy nederig. En kom wys hy vir my en jou van 'n voorbeeld van hoe ons moet leef. Dit spreek verder, dit spreek van 'n gesindheid. En sê die woord nie ook dat dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet daar ook in ons wees nie? En net daar kan ons 'n bietjie pause, 'n bietjie na ons eie lewens kyk en vir ons dieselfde vraag vra, maar is Christus se gesindheid ook deel van ons lewens? Het ons dieselfde gesindheid as wat hy het? Dis hy wat die voete gewas het. Dis hy wat die kinders omhels het. Dis hy wat die tollenaars ontvang het en nog erger, nog saam met hulle gaan eet het.
Dis hy wat homself gaan verneder het en aan 'n kruis gesterf het. Jy sien, want hy soek meer van jou. Want hy weet daar's meer wat ek en jy hom kan gee. Hy soek meer as net 'n besluit, hy soek 'n oorgawe. Baie mense neem op 'n stadium 'n besluit om Christus te volg. Maar disippelskap is meer as net een besluit. Disippelskap is 'n aanhoudende proses wat nooit voltooid raak. Dis 'n gesindheid, dis 'n aksie wat elke dag in jou lewe ontsluit om te sê, ek wil leef soos Christus wil hê ek moet leef. Jesus het gesê, tydjie is taaf. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik nie, want om my te volg kos 'n prys. En daarom het hy gesê dat as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Met ander woorde, miskien op te som, God vra nie net van jou 'n Sondag nie. Hy vra jou Maandag, jou Dinsdag, jou Woensdag, jou Donderdag, jou Vrydag, jou Saterdag. Hy vra nie net jou stem nie, maar hy vra jou hart. Hy vra nie net jou tyd nie, hy vra jou lewe. Hy soek alles van jou. Hy wil deel wees van jou lewe. Hy wil hierdie pad saam met jou loop. Jesus kom en hy kom wees vir ons die voorbeeld. Hy kom wys vir ons wat is geregtigheid. Hy kom wys vir ons wat is liefde. Hy kom wys vir ons wat beteken dit om nederig te wees. Hy gee sy lewe vir ons. Daarom het ek gesê, die evangelie begin nie by ons prestasies nie, dit begin by God se genade. Om te besef dat ek het niks. Alles wat ek het, is uit genade. My hele lewe, my hele bestaan, is as gevolg van God se goedheid in my lewe. Miskien moet ek en jy 'n paar harde vrae vra. Is ek meer besig met godsdiens as met die Here? Is daar mense teenoor wie ek onregverdig optree en onbillik is? Is daar mense wat ek moet vergewe? Miskien moet jy vir jouself die vraag vra, is my geloof sigbaar by die mense by die werk, by die huis? Dis die vraag wat ons moet vra. Dit gaan nie oor hoeveel jy vir hom gedoen het nie. Maar dit gaan oor, het jy jou hart, het jy jou lewe vir hom gegee. God sê vanmôre, ek soek jou hart. Ek soek jou menswees. Ek soek die essensie van jou lewe. Ek soek jou alles. Ek soek meer as jou offers. Ek soek meer as jou kennis. Ek soek meer as net jou godsdiens. Ek soek meer as net jou woorde. Ek soek jou hart. En wanneer hy jou hart het, verander hy jou lewe. Wanneer hy jou hart het, is jy nie meer dieselfde mens nie. Wanneer hy jou hart het, dan vind daar transformasie plaas. As jy jou hart het, dan kom jy agter, maar jy dink anders, jy doen sekere goeders anders. Jy hanteer mense anders. Jou liggaamstaal praat anders met mense. Jou kontak met mense is anders. En jy kyk na jou lewe en jy besef, soos daai lied van Koos Doep sê, alles wat ek het is maar net genade. Alles wat ek het is maar net geleen.
En jy besef dat my hele lewe behoort aan hom. En alles wat ek het, is uit sy hand uit. En al wat ek doen, ek is net 'n rentmeester. Die vraag aan jou vanmôre is, hoeveel persent het die Here van jou hart? Het hy dalk 100%? Het hy dalk 90%? Het hy dalk 80%? Of dalk 60%? Dalk het jy vir hom 50% gegee, vir 51%. En in jou terme is dit dalk nie sleg nie, want ek onthou op universiteit, as jy 50 gehad het, was jy okay. En as jy 51 gehad het, was jy nog beter gewees. Of as jy dalk op 'n 30 of op 'n 20. En net jy kan daai vraag antwoord. My begeerte is, dat God se begeerte is vanmôre, dat sy kinders weer vir ons sal staan en sal sê, Here, alles, nie 'n bietjie nie, alles. Ek gee U my hart, ek gee U my hele lewe. Ek gee U die geleentheid om in my lewe te regeer. Die Griekse woordjie vir Here, in Grieks is kurios. En as jy gaan na kurios kyk, dan sien jy die betekenis in plain Afrikaans is baas. Met ander woorde, om te kom en te sê, Here, ek maak U baas van my lewe. Ek maak U koning van my lewe. En ek dien U voluit. Dis al goed in my lewe is wat my van U beroof en wat U teenwoordigheid van my beroof, dan maak ek die keuse vanmôre. Nie 60% nie, 100%. Want ek wil leef sodat U op my kan trots wees. Ek wil leef om te weet ek maak U hart bly. Ek wil leef om te weet, Here, dat dit wat U vir my in die kruis gedoen het, neem ek maar nie net van selfsprekend aan nie. Want ek besef, die prys wat U betaal het, was 'n duur prys. En daai prys was vir my. Ek wil vra daar waar jy sit, net om jou oë te sluit. En ek gaan hierdie in 'n glad nie uit nie. Dis maklik. Het die Here jou hele lewe? Besit hy jou hart? As jy vanmôre ervaar, nee, hy besit nie my hele hart nie. Hy besit dalk net 'n gedeelte. As ek vir jou vanmôre vra, wil jy nie daai keuse maak nie? Wil jy nie daai besluit vanmôre maak en sê, Here, ek wil U voluit dien. Ek wil my hart ten volle vir U gee. Ek wil my lewe ten volle vir U gee. Jy kan dit doen in jou eie woorde. Net om te sê, Here, ek gee U my hart. Ek gee U my lewe. En Dawid sê dit so mooi. Ons kan nie van U al wegvlug nie. Ons kan nie vir U gaan wegkruip nie, want U is oral. Ons kan nie ook nie 'n rad vir U oë draai nie, Here, want U sien dwars deur ons. U sien ons raak vir wie ons is. Here, vanmôre kom ons na U toe. Ons kom sê vir U, Here, ons gee ons harte vir U. Ons maak 'n oorgawe van ons lewe. Here, ons het U nodig in ons lewens.
Maar wanneer ons met mense werk en met lewe te doen het ons die begeerte om U te verteenwoordig en so op te tree soos wat U graag wil hê ons moet optree. Maar meer as dit, Here, om ons harte vir U te gee beteken, ons kan ook in lyn kom vir dit waarvoor U vir ons droom. Hoekom U ons op aarde geplaas het en tussen mense gesit het. Sien net om te oorleef nie, maar om te leef soos wat U graag wil hê ons moet leef. En dankie dat U nie van ons verwag om dit alleen te doen nie. Want dit is moeilik om te vergewe. Dit is baie keer moeilik om billik op te tree. Maar met U krag en die teenwoordigheid kom dit natuurlik. En daarvoor wil ons vir U sê dankie. Dat U ons nie alleen gelos het nie. Maar dat U die Heilige Gees gestuur het om saam met ons te kan wees. Seën elke persoon wat vanmôre hier is, Here. Mag hulle vanmôre geliefd voel. Mag hulle vanmôre ervaar, Here, U stel belang in elkeen van ons. En U sien ons raak. U ken ons by die naam. Here, U het ons geskape. Ons is spesiaal vir U. En U begeer om 'n verhouding met ons te kan staan. Dankie vir wie U is. Amen. Vat jou vrou se hand, jou man se hand, jy kan maar. Jou skoonma se hand, Jandrey. En ontvang die seën van die Here. Mag die Here julle seën en beskerm. En mag hy julle harte vul met sy liefde, sodat julle reg sal laat geskied. Liefde en trou sal bewys en nederig saam met hom sal wandel. Gaan in die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen.